Goeiemôre, is tyd vir heuning en granaat. Ek is Ina van Vieren van Pure Pomegranate en dis heerlik om saam met julle te kuier. Ek wil vandag julle voorstel aan 'n kosbare vrou. Vrou met 'n baie seer verhaal. Mag julle, nadat julle hierdie vrou se storie gehoor het, nooit weer anders kyk na haar wat vir soveel jare al die naam slegte vrou dra. Mag julle dalk net 'n ander sy van haar storie leer ken vandag. Eintlik is dit die storie gaan meer oor die einde van haar lang seerpad. Luister gerus saam met my en ontmoet hierdie kosbare vrou. Ek was maar 16 jaar oud, Simeon, my man, 19, sterk, en vir my die mooiste wese op aarde. 'n vrolike terggees wat my gedurig om elke hoek en draaiskrik gemaak het, en as ek dan in sy arms invlieg, het hy my in die rondte getol en gesoen, dat ek na my asem snak. Ons het net 1 kort jaartjie saam gehad. 1 kort hemelse jaar. 1 genadeloose, wrede dag het hulle hom huis toe gebring. Sy groot, sterk pa, krom van smart en die lewelose vrag van sy jongste. My lewe, my hart, my alles is daardie dag saam met Simeon in die dorre aarde begrawe. Na my routyd verby is ek aan Simeon se oudste broer Asaria gegee. Daar moes 'n nalatenskap vir Simeon wees, 'n seun wat sy naam kon voordra. My liefste skoonsis Miriam, geliefde vriendin, het oornag verander in 'n bitter, harde vrou. Na 'n nag met Asaria, nou ons man, het haar eens lagende mooi oë my met wrevel oral gevolg. Ek het elke nag met Asaria gehaat, sy afkerende welles tot in my gebeentes beleef. Hy het 'n plig gehad om te vervul, en ek was die voorwerp van die onmin in sy eens gelukkige huis. Stilte het my sluier geword. Miriam se dogter, haar enigste, was al 4 toe ek swanger raak. Die haat in Miriam het by haar oë en mond uitgespoel oor my en deur my. Asaria het gesterf voor ons baba se geboorte. Die smart het van Miriam 'n redelose maadier gemaak. Vreesbevange dat ek 'n seentjie sou baar wat haar en haar dogtertjie se erfenis sou kon steel. Sy het in die nag gekom en my bewusteloos geslaan. En my ongebore baba daarna, ek weet nie hoe nie, met wrede hande uit my uitgeruk. Ek is in 'n bebloede bondeltjie na my pa toe teruggestuur. Na weke was my liggaam soort van heel en my hart vergrys. Niemand wou my glo as ek vertel van haat en van die vernieling nie. Niemand wou luister nie. Na 6 maande is my pa 'n handvol goue muntstukke betaal en is ek verkoop aan 'n ryk handelaar. Hard en gierig het hy net belang gestel in 'n erfgenaam. Sy ander 2 vroue het albei net dogters gebaar en ek, nommer 3, moes so gou moontlik 'n seun in die wêreld bring. Hy het my dus aand na aand laat kom, sy hande, sy leef wreed. My eie pynlike gil teruggesluk tot die duisternis oorneem.
Na 2 jaar het hy besef dat my liggaam nie 'n baba kon behou nie en is ek soos 'n sak ou vodde op my pa se trappe uitgeskit. My pa se ou vriend, 'n weewenaar, was volgende. Geheim was goed vir my. Ten spyte van sy kinders se teenkanting, maar 3 maande na ons troue het hy in mekaar gesak en gesterf. En ek moes weer eens by my ouerhuis gaan bedel vir 'n plekkie om te slaap. Hierdie keer het my pa my verkoop aan 'n ou vet man wat kos verkoop het aan reisigers. Die bruidsprys, 'n vet skaap en 'n sak vol koring. Genadiglik was hy nie te gepla oor my lyf nie. Net so nou en dan, as die wyn sy onmagtige manlikheid vol bravade gemaak het, het hy oor my geslobber. En ek het geleer om die tekens raak te sien en ek het dan maar sy wynbeker volgehou, sodat hy in homself later sou invou. Ek moes op 'n omgekeerde dronk platbrode bak op die vuur, knie en vou, bak en bak. En dit het die ritme van my lewe geword waar ek hurkend oor die warm vuur my deel moes doen. Op 'n dag het 'n groep vroue verbygeloop en ek het bly nader gegaan, bly vir die weersien van speelmaats van 'n leeftyd gelede. Een van die vroue het verskrik weggedeins toe ek my hand in 'n vriendelike groet na haar uitsteek. Hulle het mekaar aan die hande gegryp en van my af weggedraai en laat spaander in 'n ander rigting. Maar nie voordat ek die harde, wrede woorde gehoor het nie. Dit was asof die dorpse mense my skielik raak gesien het, maar nie met sagte oë nie. Wrede woorde het op my begin reën waar ek ook al gegaan het. Ek het later gehoor dat dit Miriam was wat die storie begin het. Vervloekte, onvrugbaar, goed vir niks, verwerplike, misgeboorte. Skielik was alles wat verkeerd gegaan het in die dorp my skuld. Ek het 'n teiken geword vir al die venyn wat in 'n bose tong en 'n wrede hart opgesluit kan lê. Ek het in die diepste donkerte van my menswees begin vasdraai. Dag na dag het die donkerte my oorgeneem, my hooploos gemaak, my versmoor, my mantel van stilte dieper geweef. Toe ek die hoeveelste keer die platbrode verbrand, het die vet een sy onmagtige menswees op my losgelaat. Ek het bebloed in die straat bly lê, weer 'n keer uitgesmyt, weer 'n keer was die grond onder my hart en die hemel bokend my harder. Jeter, die herbergier, het my daar opgetel na sy huis toegeneem. Hy het die bloed van my afgewas en my versorg, totdat my lyf heel was. Jeter se huis was vir my 'n sagte skuilings teen die harde wêreld. Hy het my met sagte oë en 'n sagte stem uit my donker kokon uitgehaal. Die dorpse mense het egter nuwe gif gekry om oor my uit te stort. Ek was immers die rede dat 'n goeie man nou besoedel is. Ek, die vervloekte, wie se tong uitgesny is. Sy vriende het die rug op hom gedraai. En ek het in my skaamte weggedraai van die lewe, maar in stille rebellie, my kop omhoog, die doodsheid in my hart probeer besweer. Oor die volgende jare het ek in 'n dakkamer op Jeter se huis aangebly. Gereeld het hy my nader getrek en onwillig gelos as ek verstyf het. Tog kon hy my laat glimlag met sy lawwe praatjies, 'n sagte aanraking. Ek het vir hom huis gehou, gekook vir sy kliënte, eintlik maar net reisigers van ander plekke, want die dorpenaars, sy mense het weggebly. Ek het maar altyd in die agtergrond gebly. Altyd die stilte, soos 'n mantel om my.
Hy het my elke jaar op die eerste dag van die eerste maand gevra om te trou, en ek het elke keer geweier. Dalk is ek regtig vervloek. Net dalk bring ek nog meer ongeluk, of nog erger, dood oor hom. Geliefdes, jy luister na Heuning en Granaat op Live FM, 100.6 in die Okosh area of 98.1 in die Potchefstroom area. En vandag stel ek jou vrou voor aan 'n kosbare vrou, wat vir soveel jare so misverstaan is, so misgenoem is. Kom ontmoet hierdie vrou saam met my. Maar terwyl ons eers 'n bietjie na musiek luister, wat is jou storie? Wat dink die mense is jou storie en wat is regtig jou storie? Want jy sien, ons almal het maar 'n ander storie as wat die mense om ons dink ons het. Kom ons luister na musiek. Welkom terug. Jy is ingeskakel op Heuning en Granaat. Ek is Ina van Vuren van Pierre Pomegranate Ministries en natuurlik is ons op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area en op internet livefm.co.za. Ek lees vandag vir julle een van my stories, die einde van 'n lang seer. En ons ontmoet 'n kosbare vrou, wie se storie ons al jare lank ken, maar ken ons regtig haar storie? So kom ons luister verder. Ek het elke dag op die warmste uur van die dag gaan water skep. Seker dat ek onder die koperhemel alleen sou wees. Daar buite kon ek asemhaal, my skanse so 'n bietjie laat sak. Ek het self soms geneer as ek na die put toe stap. Dit was so goed om vry te wees, al was dit net 'n kort uurtjie op 'n dag. Een snikhete dag was daar 'n man by die put. Ek wou terugdraai, maar dit was te laat. Hy het sy hand uitgesteek en my gevra vir water. Ek het dadelik gehoor dat hy 'n Jood was. 'n Joodse man het met my, die uitgeworpene, gepraat. Dis ongehoord. So lank nou al was Jeter die enigste mens wat met my gepraat het. Ek was skoon verskrik. Meer nog, die Jode het ons, die afvallige Samaritane, dan verag. My stem was baie hees. Onthou, ek het lanklaas met iemand gepraat, maar dis asof ek nie anders kon nie. Ek moes hom vra. Hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my vra vir iets om te drink? Ek wat die Samaritaanse vrou is, eintlik wou byvoeg, ek wat die verwerplike, die vervloekte is. Die man het my met sagte oë aangekyk. Dit was asof hy deur my kyk. En sy antwoord het my verstom. As jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Wat 'n vreemde ding om te sê. Eers vra hy my water en dan sê hy, daar is een wat vir my lewende water kan gee. Ek moes lag. Kan jy glo? Ek het met 'n wild vreemde man gepraat, 'n Joodse man. As die dorpse mense my nou kon sien. Meneer, u dan nie eens 'n skepting nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie. Hy wat die put aan ons gegee het en self daar uitgedrink het, en sy seuns en sy vee. Die man se antwoord was vreemd, maar sy stem het my nader getrek. Ek moes meer hoor. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.
Ek het skielik besef dat hy dalk die antwoord is. Dat hy iets het wat sal maak dat ek nooit weer in die hitte van die dag sou moes kom water haal nie. Ek het my hand na hom uitgesteek, besef wat ek doen en dit dadelik teruggetrek, agter my rug weggesteek. Ek wou pleit, by sy voete neerval en smeek dat hy my sou help. Meneer, gee my asseblief daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Die man het geglimlag, asof hy geweet het wat ek hom eintlik gevra het. Hy het sy hand op my skouer geplaas en baie diep in my oë gekyk. Gaan roep jou man en kom hier. Ek het gevoel of die perke op my kan inval. My man! Ek het nie 'n man nie. Die man het sonder om te aarzel gesê, jy het reg gesê, jy het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. In daardie oomblik het ek geweet dat hy kan sien tot in my kleindogtertjie hart. Hy kon my verlore jonk wees drome sien, my stikkende vrou wees sien, my leë arm sien, elke vloekwoord, elke harde hou, my pyngille van onthou, elke uur van donker stilte. Ek het geweet, hy weet. Ek kon skaars die woorde oor my droë lippe kry. Hoe kon hy weet? My tong het sommer van self gepraat, asof het geen keer gehad het nie. Ek weet, die Messias kom, hy wat Christus genoem word, en wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Die man het geglimlag. Dis asof hy geweet het dat my tong skielik geen keer gehad het nie, asof hy geweet het dat die stilte nie kon bly heers nie. Sy woorde het my laat snak na my asem. Dit is ek wat met jou praat. Hy het nog 'n klomp goed gesê waarvan ek niks verstaan het nie, maar my hart het gehoor. Agter hom het ek 'n groep mans sien naderstap, en ek het gevoel hoe vrees om my draai. Hulle het hom dadelik geken. Hulle het hom duidelik geken, en het vraand, of was het geskok, na hom gekyk terwyl hy onderlangs brom en rondkyk, asof hulle gevaar te wagte was. Hy het egter die hele tyd stik na my bly kyk. Ek het nie geweet dat een mens met soveel liefde na 'n ander een kan kyk nie. Die vrees het stadig van my afgegly en ek het geweet, niks sou ooit weer dieselfde wees nie. Hy het sy kop liggies geknik in die rigting van die dorp. Ek het gehardloop. My rok knopend tussen my knieë, my voete het skaars grond geraak, en terwyl ek hardloop het ek geskree verheter vir almal wat my geskok aangestaar het. Kom kyk, hier is 'n man by die put wat my alles vertel het van my lewe, hy is die Messias. Ek was so 'n spektakel, gillend en stralend. Mense het uit hulle huise uitgehardloop, my oop mond aangegaap en na die put begin hardloop. Ek het Jeter se hand gegryp en babbelend probeer vertel wat gebeur het. Hy het my in sy arms gegryp en teen sy bors vasgedruk en saam met ons na die put gehardloop. Saam het ons by sy voete gaan sit. En saam is ons later gedoop. Die dorp het in een middag verander. Mense wat jarelang kwaai vriende was, het weer begin saamkuier. Miriam het 2 dae later gekom. In trane het sy voor my neergeval en vergifnis gevra. Ek en Jeter is daar dieselfde week nog getroud. Ek het vir hom 'n liefdeslied gesing terwyl ek 7 maal om hom gestap het. Nuus van die wonderwerke en die woorde van die Messias het ons nou en dan bereik.
Maar dit is eers 'n paar jaar later wat Filippus ons weer besoek het, wat ons gehoor het van die verskriklike kruisdood en die opstanding van ons Messias. Ons harte was gebreek, maar toe hy vertel van die dag wat die Gees uitgestort is op sy volgelinge, het ek onthou. Ek het onthou wat hy vir my by die put gesê het. Vrou, glo my, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. My hart het elke woord onthou, en toe ek dit uitjubel, het Filippus my met 'n glimlag aangekyk. Jy het reg onthou. Johannes het dit net so neergepen. In daardie oomblik het ek geweet, my lewe was een lang seer, maar by die put van Sigar, wat einde beteken, het my storie sy storie geword. En ek het geweet, hy het my ontmoet by die put, sodat jy, geliefde, hom ook by die put kan ontmoet. Geliefde, het jy al jou Messias by die put ontmoet? Die put van Sigar. Sigar beteken einde. Daar kan 'n einde kom aan jou worsteling, aan jou seer. Die Messias wag vir jou. Gaan drink van daardie lewende water. Mag jy 'n wonderlike week hê. Shalom.